Goeiemôre, Dok Matt wat praat. 'n Tydperk gelede is ons in die wildtuin en daar is oral bordjies wat op is. Please don't feed the monkeys. Moenie die apies voer nie. En na die tyd toe gesels ek met 'n wildbewaarder rondom dit en ek vra die vraag: "Hoekom is al die borde op? Hoekom kan die apies nie net kos kry nie?" En hy verduidelik vir my so mooi. Hy sê jy sien in spitstyd, wanneer dit vakansietyd is, dan is die park vol. En dan wemel dit van die mense, en dan sit die apies langs die pad, dan word hulle gevoer, maar as die spitstyd verby is, dan moet die apies self loop en kos soek, dan is daar nie weer baie mense om vir hulle kos te gee nie, en dan gebeur dit, dat hulle op hope langs die pad sit, dan vrek hulle, en partykeer moet hulle selfs ingaan, om party van hulle dood te skiet, om hulle uit hulle lyding uit te kry, omdat hulle nie kos kry nie. My liewe vriend, ek wil vandag vir u bemoedig, en ek wil vir u sê, die woord van God is een van daai goeders wat ons self moet delf. Die woord van God is een van daai goed wat ons vir onsself moet sorg. Ons moenie net bakhandjies sit op 'n Sondag en die woord van God geniet en dan vergeet ons daarvan en dan los ons dit nie. Maar ons moet dag vir dag in die woord van God delf. Jy sien, en dan word ons gevoed en ons word gestig. As ons dit nie doen nie, dan gaan ons geestelik sterf. Daar's baie mense wat geestelik sterf omdat hulle nie in die woord van God betrokke raak nie. Maar nou, dit is so mooi in die woord van God, daar is soveel dieptes, daar is oorlogsverhale, daar is liefdesverhale, daar is opbouende verhale, en ek wil u bemoedig, raak betrokke, raak geestelik net sterker en sterker, en voed jouself met die brood van die lewe, want die woord staan bekend as die brood van die lewe. Voed jouself met die woord van God, raak sterk. Herlewingsgroete.